Ek wil vir julle almal sê dankie dat julle hier is en vanaand skuif ons uit net hier tussen ons mekaar die klankgolwe van die Heilige Gees nie. Maar ons stuur dit op vir elkeen wat daar op Facebook kyk. So julle wat daar op Facebook is, ons love julle girls, boys. Druk 'n bietjie like dan dat julle saam met ons gesels. Ek wil vanaand vir julle leer nie. Ek gaan hard praat want ek's 'n girl wat hard praat. Kyk, ek like bakkies en ek like van hard praat. That's my, dis wie ek is. Mense wat ek ken en ons het 'n victory dance wat woep woep woep. Oh, yes. En dan check this space, but this check this light because Christ in us the hope of glory. Ek wil vir julle sê dat dit is so awesome. Jy kan my sien daaroor. Ek like van beweeg. Ek wil vir julle sê nie, dit is so awesome met die Here met ons werk nie en hy vat my elke keer terug na die kruis toe. Nou party mense sê die kruis is nou al so deurgedraf. Maar as jy kyk wat die Here sê, John 3:16, hy sê want so lief, nee, hier het ek die wêreld gehad vir jou en vir jou en vir jou, dat ek my enigste seun gestuur het om aan die kruis te sterf. Hy sê hoekom? Sodat daar vir ons versoening kan kom, dat ons eendag die ewige lewe kan ingaan, sodat ons sondes vergewe kan word, sodat ons kan vry wees van die dinge wat ons pla, sodat ons kan weet wat is liefde. Maar partykeer dan dink ons hierdie ding, ag ja, dit is nou maar so en ons het ons hart vir die Here gegee en ons is nou maar hierdie vervelige ou kinders van die Here wat nou maar toelaat dat die wêreld op ons straf, wat nou maar toelaat dat die stres inkom, wat nou maar toelaat dat ons nou maar so gebukkend staan en ons kan naamlik nie meer loop nie van al die bagasies wat ons het. Maar vanaand wil ek julle eintlik 'n teaching gee. So vanaand wil ek vir julle leer wat die Here vir my oopgebreek, so 'n stukkie, en ek dink ek kan net so dik boek skryf, so 'n stukkie van wat hierdie kruis eintlik vir ons is, hoe daar 'n dimensie is waar ons moet werk aan onsself as ons na die kruis kyk. Hoe ons moet weet waar daar ons moet nie in 'n eenheid met Christus kom nie. Ons moet in 'n oneness kom. 'n Oneness is ingevleg in die Here in. Daar wat hy sê, ek is in jou, jy is in my. Dis soos wat jy water vat en jy gooi dit bymekaar en 'n element. Dis 'n oneness. 'n Eenheid is wanneer ons hande vashou. Ek kan jou hand vashou. Kom. Dis 'n eenheid. Nee, die Here wil hê ons moet meer as 'n eenheid wees. Hy wil hê ons moet in 'n unioness met hom wees. So ons moet so in wees en lief vir hom wees dat ons sy liefde kan voel. Want as jy kom op 'n plek om hy liefde te voel van 'n oneness, dan verstaan jy sy hart. Dan verstaan jy hoekom het hy sy seun gestuur want dis so lief van jou gehad het. Anders kon hy gesê, ja, okay, jy en julle kan maar afgaan van die aardbol af, ek sal nou maar nie met julle verder gaan en ek dink julle kan dit nou doen. Maar hy het gegaan en hy het gesê ek stuur my seun om vir elkeen te sterwe. So hy het ons eintlik die resep gegee op die kruis daai dag. Hy het ons op blinde bring, is daai nie reg daar? Is ek reg? Prys die Here daarvoor. Hy het ons die resep gegee van hierdie kruis. Maar partykeer verstaan ons dit nie. Nou ek wil vir julle dit nou 'n bietjie prakties net verduidelik, sodat julle verstaan hoekom ek mense leer dat ons moet ons dimensies reg gebruik. Ons het 'n gedagte. Ons gedagte maak 'n gevoel. Ons gevoel word 'n emosie, maar ons emosie is in 2 dele. Dan praat ons baie ek het in my gut feeling gevoel hierdie gaan gebeur. Wag man, dis die Heilige Gees wat jou gewaarsku het. Daar's nie van 'n gut feeling nie. Wanneer jy wedergebore kind van Jesus is en jy het hom aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan woon die volheid van Christus Jesus, die Gees wat jou uit die dood uitgewek het, binne in jou. Dit gee jou die vermoë om te weet jy's gekonnekteer met die koning van die konings want jy's in 'n oneness. Dit gee jou die vermoë om te weet maar that's not my God speaking. Dit is nie hierdie gevoel wat ek het nie. Dis die Heilige Gees wat besig is met my te praat. Maar luister ons altyd vir hom. Nee. Want ons het hierdie sielsdimensie wat ons alles kyk. Nou, ek gaan dit vir julle bring. Wag, ek julle eers gaan terugbring. In die begin van Genesis 1:2 as ek reg onthou. Dan praat hy in die Engels sê dit so mooi. Hy sê alles was woes en leeg geweest. Hy sê and the Spirit of God was hovering over the darkness. Nou, the Spirit of God is lig. That's the light. That's the light being the same light being that's living inside of us. It was hovering. Maar hy het 'n klank gemaak. So ons het 'n klank binne in ons. Ons het 'n beweging binne in ons. Die dag toe die Here op die kruis gehang het, Jesus Christus, en die soldate het gekom en hulle het hom die sy gesteek en die laaste water en bloed het uitgeloop. Wat het uitgeloop? Klank. Want wat is water? Water en bloed, wanneer dit beweeg, maak 'n klank. En maak so snaak, amper spoeg ek julle. Maar dis wat dit doen, daar's klank. So ons liggame het klank in. Die aarde het klank. Die Heilige Gees het klank. So ons is eintlik op 'n megahertz. Ek dink Albert Here praat met my oor 444. So ek dink ons is 444 megahertz. Want ons het klank, ons het 'n beweging in ons. Maar dan kom ons op 'n plek en dan verstaan jy nie die dinge hoekom dit gebeur. Maar dan kom ek vat julle nou terug, nee. Dat Efesiërs 6 vers
12 sê vir ons stryd is nie teen vlees nie, en teen bloed nie, maar teen die bose magte. So okay, ons is 'n liggaam. So ons het 'n vleiskas. So ons stryd is nie net teen ons liggaam en ons vleiskas nie, of teen die bloed nie, maar dis teen die bose magte. Maar nou wil ek ook vir julle oorbreek nie, en ek wil regtig konsentreer op vrees. Want ek dink vrees is die mees algemeenste ding die laaste tyd. Want as jy die woord COVID hoor, dan sê jy, dat jy moet af my staan nie. Ek verstaan, ons is nie blind vir hierdie goed nie. En ons moet versigtig wees. Ek kyk nie teen dit vas nie, want ek weet die resultaat wat dit doen. Ek sien dit, ek was daar, ek het my prys betaal toe Johan gesterf het. Maar ek weet ook om nie te staan van die vrees wat die vyand bring, om te sê, wel, ek gaan dit vat nie, want ons het ons lewe in ons hand, ons keuses. So either you take it, and you keep it, en jy werk met dit wat God jou gegee het, of die aanval kom en jy sê, jy's reg, ek vat maar hierdie uitslag. En ek wil teruggaan na my oor toe laas week. Toe ek daar sit en die dokter vir my vertel van hierdie dingetjie, MacGyvertjie wat ek hier op die oog het, en ek het nie 'n koek en klou wat dit is nie, want dit is 'n verskriklike naam. Kon ek onmiddellik sê, nou gaan ek hierdie uitslag vat, wat hierdie ding kan nou eers groot word, en dan moet ons hom afhaal, en ek moet dit nou aanvaar, so ek kan nou al my operasie beplan en my geld wat ek moet spaar om my operasie te kry. Maar ek het gesê, nee, I'm not gonna take this is not my portion. Dis nie hoe ek geskape is nie. Ek is nie geskape met hierdie extra dinge, die Here het my perfek geskape. So I'm not gonna take this. Ek gaan nie my hand opmaak dat die vyand sy stukkie ding kom uithaal nie. Psalm 23 sê dit so mooi. Hy sê, ek berei vir jou 'n tafel voor die aangesig van jou vyand. Hy sê nie awesome nie. Voor die aangesig van jou vyand nie. Hy sê, maar nou kom ons nie, nou gaan sit ons in die tafel saam met die Here nie. Dan sê hy, wag ek julle wys. Wat ek is. Waar's nou 'n empty chair? Nou ek en Jesus is op hierdie tafel besig. Gaan ek toe? Is hy nog live? Prys die Here. Die krag is uit, hy het getrip, bid julle saam met my, ons gaan nie die vyand se aanval vat nie, want ons weet, God is in beheer. Amen. Gaan ons toelaat, dat die vyand op hierdie stoel sit? Nee. Gaan ons vat dat hy die uitspraak oor ons sit? Nee. Gaan ons toelaat dat hy in ons kop inkom in hierdie battlefield of jou sê, ja, jy is nou gedoen? Nee, ons gaan nie. Maar wat gaan ons doen? Ons gaan opstaan en sê, will not take this is not from God. This is not my portion. Hier is die kragboks hoor. Ja, wat sê hy? We will not take it. It's not from God. When the enemy comes like a flood, say Isaiah 59 to 17. Excuse, 54 verse 17. Sien julle daar, vergeet ek nou nie. Hy sê, I will rise up a standard against him, nee? Wie sê so? God self sê so. Hy sê, when the enemy comes like a flood. Nee, julle, dit is Isaiah 59:17, daar sê, dis die regte ene. Dan word ek gestenig, jy moet die goed verkeerd sê. Hy sê, ek sal hierdie standaard oplig nie, en ek sal die vyand keer dat hy jou nie aanval nie. Maar jy wat hier is nie, wat die ou is wat staan in die posisie met hierdie goed wat jy gehoor het, wat 'n gevoel maak hier, wat jy voel, hier is 'n uitslag van kanker, hier is 'n uitslag van COVID, hier is 'n uitslag van hierdie ding in my oog. Moet dit nie aanval. Ons gaan dit nie vat nie. Ons gaan nie toelaat dat hy kom vat in ons hand wat God vir ons gegee het. Want die oomblik toe die Here vir ons geskaap het, het hy gesê, ek stel jou aan om te heers. So ons moet uit 'n posisie van heers uit begin beweeg. Ons moet uit 'n posisie van, ons het die autoriteit, as jy 'n kind van Jesus is, om daar te staan, wat jy sê, ek het die mag en die krag gekry, want ek is aangestel deur Christus, die oomblik toe ek hom aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Wat sê hy? I gave you a measure of faith. Maar ons moet dit laat groei. En as dit groei, kan jy in die autoriteit staan, maar dan sit ons nog steeds met hierdie battlefield. Want ons is vleis. Isaiah sê vir ons, dat, genade, Efesiërs 6 vers 12 sê, ons is nie vlees, stryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar dit is ook deel van die stryd. So wat gaan ons doen met hierdie stryd wat ons het? Hoe gaan ons hierdie battle begin fight wat ons nou in is? Hierdie is nie 'n gewone battle nie, hierdie is 'n battle, dis 'n warfare. Vandat jy in die oggend jou oog oopmaak, 3 sekondes kan jy besluit, gaan ek hierdie dag geniet of gaan ek hierdie dag kwaad wees? Of gaan ek uitgaan en ek gaan almal verwoes wat voor my kom, want ek is nie op 'n lekker plek nie. That's the choice. Waar ons eintlik moet opstaan met hierdie lied in ons hart, ons met hierdie joy, that streams of living water that flow from the inner belly, ons opstaan met 'n hallelujah en sê, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Maar nee, ons laat toe dat oppression kom, dat hierdie gedagtes kom, dat Sari wat vir jou checkers gekry het en gesê, jy het lekker dik geword, nou hier in jou ore kom maal, want jy dink die hele tyd daaraan. Wie is sy? Vir my sit te sê, so nou het ons nog 'n venster gevat. Jo, dis 'n ander ding daai. Nou staan jy op en jy voel nie lekker en jy dink, Here, ek kan nie meer nie. It's a choice. Everything started with a choice. Nou ek wil julle nog 'n
kruis toe. Julle is met my, nee. Amen. 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 Toe Jesus in die kruis gehang het, kan ons redelik saamstem dat sy kop was op die boonste gedeelte. Yes. Ons kan redelik saamstem dat toe sy hande so was sy hart op hierdie gedeelte. Ja. Kan ons saamstem dat sy hande vas was, dat hy dit nie kon loskry nie? Okay. Ons kan saamstem dat hierdie gedeelte is min of meer waar sy maaggedeelte was, onder die maag tot hier, en sy voete was vas. Nou wat kom die vyand? Hy kom en hy sê vir jou, jy is in sonde. Jy het nog nie vergewe nie. Ja, dan vergewe jy. Vra, Here, spreek my vry. Ek vra vergifnis. Al kom jy by hierdie sussie aan sy bid vir jou, sê die vrou vir jou, maar jy het nog nie vergewe nie. Dan dink jy, waar het ek nie vergewe nie? Hoe kan almal sê ek het nie vergewe nie, maar ek het vergewe. Ek het nou almal vergewe, van my verkragter af, van die molesteerder af, van die man wat my geslaan het, die kinders wat my gevloek het, die buurvrou wat my potte gesteel het. Wie moet ek nou nog vergewe? Maar dis waar hierdie ding in kom nie. Ek wil julle vertel. Die tyd toe Moses die oorlog moes gaan voer, en die Here het hom gesê, ek gaan jou help. Ek gaan vir jou hulp stuur. Hy het twee accountable persons gehad wat daar saam met hom was. Daai ouetjies wat vir hom gehelp het. Hur en Aaron. En God het gesê dat solank as jy jou hande ophou in die lug, gaan jy wen. Maar as jou arm sak en moeg raak, dan gaan jy verloor. Jou mense wat besig is om te fight, want hulle is besig met hierdie battle. Dan kom hulle dan hou sy arm word en moeg gaan sak. En toe kom hulle nou, die woord sê, hulle het 'n klip onder hom ingesit en hulle het sy arms omhoog gehou en hulle het dit gewen. Nou daai klip is die rots, dis die fondasie. Dit sê vir ons dat Christus is ons fondasie. Hy is die rots van die eeue. En daar waar hy aan die kruis gehang het, het hy op daai klipperige Golgotha was die kruis gewees, daar was, so hy was daar, so hy is ons rots. Hy het sy arms is vas gewees nie, want God self het hom gehelp daar. Hy kon daar goed losgeskeer het, hy kon net op klink, engele, help jy so, maar nee, hy het dit gedoen vir ek en jou vir 'n rede, want sy hande moes daar wees, en daar's 'n rede daarvoor. En ons het Aarons, en ons het Hurs, wat ons help om ons arms op te hou. Ons het 'n skrif wat vir ons sê, Galasiërs 6:2 is, hak by mekaar in, dra mekaar se laste, en kom maar vervul so die wet van God, sodat ons mekaar kan onderskraag, sodat ek, man, sussie, bid saam met my, bloedjek is nie lekker, bid saam met my, sodat hulle ons kan onderskraag, maar ons moet weet waar ons sterkte is. Maar dan kom die vyand en sê, want jy het nog nie vergewe nie. Jy is nog nie lekker nie. Dan sê die woord, dat God vergewe jou nie. Hy sê, hy sit jou sonde so ver vir jou van die ooste van die weste. Want dan sy hande was vas. Hy sê, en jy kan nie daaraan dink nie. As dit so is dit waar. Jy kan dit nie by mekaar uitbring nie. Maak nie saak wie jy dit is nie. En dis wat hier vir ons wys. Sy hande was vas. Hy het gesê, ek sterf vir jou. Dat jou sonde so ver verwyder is. Ek dink nie daaraan nie. Ek was jou skoon met my bloed. Dit is van die ooste van die weste. Maar dan kom die vyand nie. Hardklop, sê vir jou, onthou jy nou weer? Daar toe jy daai pen gesteel het, wat jou baas gevra wie dit hom gevat. Onthou jy? Dan denk jy, wat doen jy? Jy voel skuldig. En die oomblik as jy skuldig voel nie, daai guilt and shame, dan kom dit en dit kom klop. Nou wat gebeur? Ons deel met dit wat ons sê, Here vergeef ons sonde. But the moment that guilt comes, that's standing this side, and shame that is standing this side, they are movable. Dan kom klop en sê vir jou, onthou jy nou weer broer, daar toe jou vrou so kwaad gemaak het nie, jy het eintlik verkeerd gewees, maar toe jy al lekker gegou nie. Ek sê dis regtig so, net gebruik dit as 'n voorbeeld. Onmiddellik, of jy raak oprukkerig, want hierdie was nou nie reg gewees nie, en jy onthou van dit, en dan voel jy skuldig, en jy voel soms soos 'n brompomie, dan is jy nie in die wil van die Here nie. Wat moet ons doen? Ons moet begin besluit, Here vergeef ons sonde. U sê, U vat dit weg so ver van die ooste, van die weste. U sê, U dink nooit daaraan nie. Dit kan nie by mekaar uitkom nie, al draai jy in die ronde. Maar vandag kies ek kies om met daai guilt en met daai shame te deel. Ek kies om my los te maak van dit. Ek kies om op 'n plek te kom dat my gedagtes verander word. Romeine 12:2 sê dit so mooi in Engels. Hy sê, do not be conformed to this world, but be renewed by your mind. Nou, ons renewal is nie hierdie deel nie, dis hier in ons battlefield wat ons die gedagtes moet verander, want ons het 'n patroon waarop ons werk. Nou, toe Jesus hier gehang het nie, ek en jy was op sy gedagte. Nie daar milkshake by McDonald's nie, ons was op sy gedagte. Hy sê, ek het aan jou gedink. My hart het bloed geklop vir jou. My laastes het ek uitgegee vir jou. Dit wat ek gehad het oor my laaste bietjie bloed en
water het uitgeloop uit my lyf het vir jou. Ek het alles vir jou kom doen. En al wat jy moet doen is om op 'n plek te kom om jou gedagtes te verander en sê, I'm gonna work with my thoughts. Want die oomblik wat jy dink kom by jou gedagtes, moet hy nie na jou hart toe kom nie, want as hy op jou hart kom lê, wat jou hart van vol is, loop die mond van oor. Hoe gaan jy kan sê, Here, help my? Hoe gaan jy sê, Here, vergewe my, as ek al hierdie kwade gevoelens en worsteling hier het, hierdie gevoel van ek voel nie lekker nie, niemand sê my niks nie. Nee, ons moet deel met hierdie, want wat gebeur is, as hy by die ore inkom, dis ook ons 2 ore het om 2 keer te luister, maar ons hoor maar ons luister nie, hy kom lê in jou hart, hierdie ding word 'n gevoel, want ek besluit so nou maar, want ek het nou nie lekker gedink nie, ek is nie op 'n lekker plek nie, dit word hierdie gut feeling, wat party mense sê, wat eintlik 'n emosie is, en jou emosie aktiveer die res van jou onderpad, want hierdie word uit 2 dele, jy het jou emosie, wat in jou geesmens is, Paulus praat van, awesome, hy praat in jou spirit man, hy sê, speak to your spirit man, ons het 'n geesmens, ons geesmens moet vol word om te kan groei, sodat ons kan staan op 'n plek waar ons vol is van die krag van God, because the Spirit of God is moving in your inner man, dis waar die lewende water kom en roer, dis waar dit uitkom en streams of living water shall flow, so as ons hierdie ding kan regkry, kan ons die res deel, maar ongelukkig as ons, hoor mooi, ek sê dit met baie versigtigheid en baie respek, ons onderdele wat baie keer ons gedagtes oorheers, ons seksuele dele, want as jy daar baie keer nie lekker is nie, dink die res ook nie lekker nie. As daar nie lekker plek in jou huwelik is nie, dan dink jy nie lekker nie. Of as jy nie lief is vir iemand nie, dan dink jy op 'n ander plek. Ons hormone maak baie keer dat ons emosies so getrigger word, dat ons na ons hart toe hartlik, ek voel nie lekker nie, niemand is nie lief vir my nie, jy kry jouself jammer, jy's vol van offense, en dan dink jy maar, ag, ek kan nou maar net wel sterk. Ek beteken niks nie. So wat het jy gedoen? Alles wat God vir jou kon doen, sy seun voorgestuur het jy deur die toilet geflash en sê, dis nie die moeite werd nie. Dis vernietig. So ons moet op 'n plek kom, dat ons begin deel met die gedagtes. Alles wat ons hoor, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, neem, dis Karen se versie, gaan lees hom, neem elke gedagte gevange tot die woord van Christus Jesus, to break down strongholds. Nou die oomblik wat hy hier kom, moet jy al met hom deel, en sê wel, I'm not gonna take this, dis nie my judgment nie. Hierdie guilt en shame wat kom klop en hierdie dinge sê, I'm not gonna take this is not from God, this is not my portion, that's not my purpose. Jou purpose is gegee die dag, hy sê, before the earth was created, before the foundations of the earth, nee, was ons al 'n spirit being, dit was ons purpose al daar. So hoekom moet ons nou vat dat hierdie vyand vir ons kom sê, guilt en shame? Nee, ons deel met hom hier. So wanneer hy by hierdie oor kom, het jy al begin deel met hom, sodat hy nie hier in die hart kom lê en 'n emosie beginne word nie, 'n gevoel word nie. Want jou gevoel word hierdie emosie, en dit is daar wat alles haywire gaan. Wat jy dinge doen, dinge sê, wat jy nie moet sê nie, nie moet dink nie, jou ander kakebeen is goed skop in wat nie moet inskop nie, en jy raak iemand wat jy nie graag wil wees nie. Want jy gesoek die antwoorde op verkeerde plekke. Jy gaan soek dit in 'n troos wat die wêreld vir jou gee. Jy trek in hierdie jammerhartige stadium in, die wêreld moet maar jammer kry, want alles is mos nou maar net, almal sê is my skuld en ek kry myself jammer, ek gooi hierdie pity party, en dit raak ons afhanklikheid om van ander mense se jammer kry en liefde, ek voel nou beter, want almal sien my raak. Nee, ons het identiteit. God het jou 'n identiteit gegee, hy het jou 'n vermoë gegee, hy het jou 'n visie gegee, hy het jou daai purpose-driven Holy Spirit gegee, dat jy iewers kan kom, maar jy moet die keuse maak, gaan ek staan of gaan ek lê? Of gaan ek dit flaunt? Nee, jy kan dit nie flaunt, jy kan hom ook nie skiep nie. Jy moet hierdie proses gaan, maar in hierdie proses moet jy leer om hierdie kop van jou te gebruik. Dat die oomblik as hy hier kom, dat jy sê, this is not what the word of God says. Die Bybel sê vir ons, dat ons moenie hierdie negativiteit vat nie. So, wat gebeur nou? As jy daai gedagte begin kry, en dit begin klop, dan moet jy hom klaar identifiseer en sê, okay, ek hoor wat die vyand sê, maar ek gaan hom nie toelaat om dit te glo nie. Ek gaan deel met die gedagte wat hy my gee, en ek gaan onmiddellik met hom werk, want die oomblik wat ek hom 'n legal right gee, dan kom hy en hy kom terug. So jy kan bevryding kry soos wat jy wil. Jy kan 20.000 keer ding bely het. As jy nie kom by 'n keuse
wat jy gaan maak nie, gaan jy nie verder kan gaan nie. Want jou keuse bepaal jou eindresultaat. Jou keuse wat jy gaan doen met hierdie ding wat nie lekker is nie, bepaal waar jy jou môre gaan kry. Dis wysheid wat jy kry. Hoekom? Want jy lees die Bybel. Jy gaan kerk toe. Jy praat met mense wat wys is. Daarom weet ek 'n regtig awesome ding. Hy is oorlede 'n paar jaar terug. Hy het gesê, as jy wysheid bekom, gaan soek dit by God. As jy rykdom wil kom en jy wil weet wat 'n suksesvolle besigheid, gaan maak afspraak met 'n besigheidsman. Vra hom, wat is jou resep? Gaan. Jy moet uitvind. Jy kan nie verwag alles moet net kom nie. So ons moet op 'n plek kom waar ons onsself bevind wat ons sê wel, ons kan eerste plek nie sonder Jesus Christus nie. Want hy is ons alles. Ons moet hom aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Sodat ons op 'n plek kan kom dat ons met hierdie goed kan deel wat hierdie gedagtes maak, wat hierdie hart van ons kom scramble en dan is so skielik vandag as ek lief vir my vrou môre, niks meer lief vir haar. Iemand anders kan almal kry. Dis wat die mens doen. Nee, ons moet dit reg kry sodat ons weet met hierdie dinge kan ons deel. Ons kan nie deurkom want Christus het vir ons die vermoë gegee. Maar in plaas daarvan maak ons al hierdie deure oop. En die vyand hou jou voete vas, daar waar Jesus se voete vas was. En hy sê, wel ek het jou nou lekker gevang en nee, as jy gaan loop, gaan ek jou pootjie. As jy gaan opstaan en beweeg, gaan ek jou pootjie. Maar die hartseer is, al stuur hy al sy demonietjies. En hy sê, kom trek sommer hier in hierdie dimensie in. Wat ons liggaam het klank. Wat se klank gee jy af? Gee jy Heilige Gees reuk af? 'n welvoeglike geur voor die troonkamer, dat hierdie goed nie naby jou kan kom nie? Of gee jy 'n klank af van vrees? Die woord sê, dat in die lewe is in die bloed. So, die demoon kan nie in jou bloed inklim nie, maar hy kan lekker in jou maag gaan rondspeel, hy kan daar gaan wegkruipertjie speel, en hy kan sê, hoorie, kom ek werk bietjie hier, waar al hierdie dinge nie lekker is nie, kom ek maak jou bietjie kwaad, en ek roer jou man, dan kan jy vandag bietjie al hierdie dinge deur mekaar maak. En dis ook wat belangrik is, dat ons hier bo in hierdie dimensie, daar waar jy op Jesus se gedagte was, al moet hierdie goed begin deel, sodat hierdie goed van die wêreld nie kan kom en in jou hart kan kom lê, en jou emosies kan kom lê, en jou bring tot 'n stadium van verwoesting nie. Want wat gebeur? Dan wil jy nie meer lewe nie. En die woord sê, dat ek het gekom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee. Ek het vir jou nie 'n vreesende gees gegee nie. I did not give you a spirit of fear. Maar ons is so geneig met al hierdie goed om dit te vat. Nou, vandag as jy happy, ek het repent en alles is skoon, ek het guilt weggejaag, het sê, Here, I repent the spirit of guilt, I repent the spirit of shame, it's not my portion, thank you Father that you deal with this, you cut it loose in Jesus' name, the blood of Jesus is sealing me off, Father God, you nullify it right now. En vir daai oomblik is jy lekker en jy gaan aan en, ons doen hierdie lekker jolly dance en sê vir die Here dankie. Maar môreoggend staan jy op, nou, kom wel goed en hy kom klop weer aan jou deur. Wat gaan jy doen met hom? Gaan jy hom dit terugvat? Of gaan jy onmiddellik met hom deel en sê, this is not my portion, I'm not going to take this is not from God. Want die skrif sê, I shall decree, I shall declare, net soos wat ek gister op my video gesê het, Efesiërs 3 vers 20, 'n declaration, that God will do, exceedingly, abundantly, above all we ask or think. Because we honor Him, His blessing shall chase us down and overtake us. We will be at the right place at the right time. Because we are greatly blessed and highly favored. His blessing shall chase us down and overtake us. Dit sal manifesteer. Jy moet jou gedagtes so verander, dat jy op daai plek kom, en dat jy sê, Here, hierdie vreugde nie, maak dit vol, hierdie bekertjie moet oorloop. Hierdie vrede van God moet oorkom, ingedruk, ingeskryf tot oorlopends toe vol. Maar ons moet op daai plek kom, wat ons besluit, wat gaan ons doen met hierdie gedagtes vir ons? Gaan ons hierdie wat die Here vir ons gedoen het, sê, wel, dis nou maar dit nie? Of gaan ons sê, toe hy aan die kruis gehang het, het hy gesê, ek dink aan jou. Jou sonde is van jou al weggesny as jy my vra, so ver van hierdie kant na daardie kant. Dit kan nie by mekaar weer uitkom nie, daar's nie 'n manier nie. Ek gee jou die vermoë om te deel met hierdie klein jakkeltjies wat die wingerde opeet. Moet dit nie vat nie, dis nie jou porsie nie. Jy staan op die rots van die eeue. Jy's vol van die Heilige Gees, my lig skyn deur jou. En hy sê vir ons, ek het jou alles gegee, die oomblik toe jy my aangeneem het. My Gees woon binne in jou. Die krag van die hemel bly binne in jou. You have been resonated with the power of God, the light beam. Want hy sê ons is ligdraers, want die lewende woord is binne in ons. So hoekom gaan ons verder toelaat dat hierdie vyand op die stoel by ons kom sit? Terwyl ons saam met die Here kan lekker sit en kuier. So don't give the enemy a seat at your table. Deal with you for ons.
hierdie gedagte deel met hom. Dat hy nie hier in die hart kom lê nie. Want die vyand kom en dan skeer hy so stukkie vir stukkie af. En as jy weer voel, as jy so hard hier binne, dan sê die Here in Jesegiel, hy sê, ek sal die hart van klip uithaal, uitruk, sê hy. En ek sal jou 'n hart van vlees gee. Nou dis die oomblik as jy erken, jy was verkeerd. As jy repent en remorse het en sê, Here, ek was so verkeerd, vergewe my. Dan sê hy, ek maak jou hart nuut. Ek was jou. Hy sê dit so mooi, ek het julle lees gou hierso. Hy sê dit so mooi in Eksodus 17 vers 9 tot 16, sê hy, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Sê die Here, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Al was dit so rooi soos purper, dit sal word so wit soos wol. Nou wat ons nie vanaand op daai plek kom, dat ons nie meer hierdie aanslae gaan val nie. Dat ons sê wel, ons is nie blind vir COVID-19 nie. Ons is nie blind vir armoede nie. Ons is nie blind vir hierdie goed wat in die wêreld gebeur nie. Maar ek en jy, ons begin deur te kies. Al sien ons nog nie die resultaat nie, maar om nie die uitslag te vat wat die vyand vir ons gee nie. Dis nie ons deel nie. It's not our portion. Want God het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Dit wat hy vir jou daar neergesit het is perfek. Ons moet net kom dat ons in dit kan begin stap. En dan sê hy vir jou, ek stuur vir jou die engele. Vra my. Hy sê, stuur vir jou die engele. Hy sê, en hulle maak die pad vir jou oop. Sal na jou toe aanstorm, maar op jou sal dit nie kom nie. Nou hoekom sal ons nou sit soos 'n magneet met hierdie goed so op ons klim? So you spirit of fear, you spirit of death, you've got no hold on me. Because I'm rooted in Christ. I've got the power of the Holy Spirit inside of me. I have authority according to Luke 9 verse 1 and 2 that God said, I will give you power and might. Ons het dit. Psalm 91 vers 1 sê hy wat skuil onder die skadu van die Allerhoogste. Dink julle daar gaan goed na ons toe kom, as ons onder sy skadu bly, as ons begin toepas wat hy vir ons sê om met ons gedagtes te deel, sodat ons hart kan rein wees, dat wanneer ons spreek, die krag van God kan manifesteer, dat ons hier kan skoon wees, dat ons nie 'n gut feeling het nie, dat dit ons 'n stroom van lewende water het wat hier uit gaan vloei. So gaan ons dit eerder kies, nou. Dis ons porsie. That's our portion. Die woord sê, eat the fat and drink the sweet, dis ons porsie. Ons is nie meer tevrede met hierdie ander goed nie. Ons gaan staan vir dit wat God ons voorgeroep het. Because our purpose is to stand for Christ. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is everything. And we praise His mighty name. Net, maar kom met jou diensbaar signaleer. God is good and the devil is a liar. Amen. Ons vat nie sy uitslag nie. So dankie, ek hoop julle het vandag iets geleer. Gaan huis toe, gaan bepeins dit. Die Heilige Gees, die woord sê die Heilige Gees is ons onderpand. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons hierdie naprediker wees van hierdie woord. Dat hy ons vat en ons tong bietjie rig in dit wat hy vir ons wil hê. Sodat ons kan spreek, die spreekdele wat God vir ons gegee het in die woord. Dat ons daai woord vat, dat ons hom eet en dat ons hom kan oopbreek met ander en kan deel. Dat ons gedagte gevange neem in die woord van God Christus Jesus. Dat ons monde sal oorloop van wat in ons hartdimensie is. Dat die Heilige Gees hier gaan uitvloei en nie meer ek dink is 'n gut feeling nie. Because the power resides in us. We just need to activate our body to walk in the fullness of which we are created for. Amen. Amen. Amen.